En dan julle, kom ons kom by vandag se preek, by vandag se reeks. Nou ons het laasweek begin met hierdie reeks en dit was so 'n amazing geleentheid met Rian Benadi. Nou ek weet nie wat jou ervaring was nie, maar ek dink dit is net so goed om te hoor dat weet die Here kan enigiemand ontmoet en enigiemand kan gebruik. Nou ek weet in kerk kan ons baie keer ons koppe ja skud, maar wanneer die Here dit doen met die gewone mense, die mense wat rof is om die kante, die mense wat ons sal dink, regtig, daai ou joh, ek dog, hy moet sy saak met die Here uitsorteer. En dan gebruik die Here hom. Jy weet, en Rian was net weer vir ons so voorbeeld, hoe hy 'n doodgewone persoon is, met 'n klomp maniere hoe hy nader aan die Here moet kom, maar tog doen die Here iets so mooi met hom. En dis die afskop na hierdie reeks toe, dat ons sal praat oor ongewone ontmoetings. Want jy sien, die Here het net 'n manier om mense te ontmoet op verskeie spasies en verskeie maniere, maar een van die beste maniere wat God altyd doen, is hy ontmoet hierdie gewone mense op ongewone maniere. Nou hierdie reeks se hartklop is baie eenvoudig julle. Is dat wanneer God begin ongewone ontmoetings met mense het, regdeur van begin van die Bybel af tot vandag toe, dan gebeur die ongelooflikste stories. Jy kan nie om dit kyk nie. Wanneer God opdaag en hy het daai persoonlike kontak met iemand en daai persoon is bewus van hom en hy van hulle en is net 'n wow oomblik, dis nie net sodat jy goed voel oor jouself nie. Dis nie net sodat jy uitstap en sê, "Ag, dit was nou lekker nie." Jy stap daar uit en jy dink, "Hier kom 'n storie." O, die Here is besig om iets met my te doen. Die Here vat my iewers heen. Die Here is besig om 'n storie te skryf en dis presies waar ons vandag moet begin. Dat ongewone ontmoetings maak onvergeetlike stories. Gou vraag. Het jy al so 'n ongewone ontmoeting met 'n persoon gehad? En hierdie ongewone ontmoeting het jou uitgedraai in 'n klomp stories in. Iets wat jy altyd sal koester, 'n vakansie wat jy dalk net iewers heen was en op die vakansie toe ontmoet jy daai persoon en hulle braai toe verskriklik lekker. En toe word hulle sommer vriende. En nou wil julle elke vakansie gaan saam vakansie hou. Het jy al so 'n ontmoeting gehad? Nie beplan nie. Ongewone ontmoeting, maar ewe skielik het dit so baie 'n storie kom skryf in jou lewe. Dalk was dit op die sportveld. Dalk was dit iewers in jou besigheid, dat jy net besluit jy gaan koffie kry en toe braai koffie toe en moet jy net hierdie persoon en iewerste is hierdie ontmoeting en dit trap net diep spore in jou lewe. Ek sien nou eendag een van die vreemdste ongewone ontmoetings. Dit was op YouTube gewees, waar hierdie mense wat nou 'n kanaal het en YouTube channel en hulle toer die hele wêreld vol. Hulle gaan toe en kyk net na wie's die mense wat kommentaar lewer op hulle video's en nooit toe een van daai mense om net saam met hulle die wêreld te gaan toer. Met jy kry so 'n oproep. Hey, hallo, wil jy die wêreld saam met toer? Hey man, jy wil net mense, human traffic, jy ken jou tipe. Ons ou boere sou dit nooit gevat het nie, né? En daai persoon sê toe ja. Dis reg, ek kom, ek weet nie waar en wat en hoe nie. En hulle gaan toer die wêreld en dit 'n amazingste storie, maar ongewone ontmoeting. Geen uitsondering as dit kom by die Here nie. Die Here het 'n manier om my en jou te ontmoet op die vreemdste plekke. Hy het 'n manier om ons te ontmoet wanneer en ons doen in late, wanneer ons op pad werk toe is, wanneer ons sit en koffie drink, wanneer ons iewers heen net in lewe besig is om te gaan, het hy 'n manier om hy ongewone ontmoetings by ons lewens te bring wat ons stories kan definieer. En dis iets wat ek net vandag sê en hierdie lees jy in die Bybel. Byvoorbeeld Moses, ons ken sy storie. Die ou wat die leier was van die Rooi See wat geskei is en al die wonderwerke wat daarmee saamgegaan het. Raai waar het sy ontmoeting begin? Dit was nie toe hy heilig gesit het in 'n tempel en die Here aanbid nie. Dis toe hy toe op sy knieë was en uitgeroep het en sê, Here, help my, Here, sien my, Here, asseblief, Here, nou moet ons hierdie ding doen nie. Dit was nie 'n heilige oomblik vir hom nie. Hy was besig om skapies op te pas, man. Hy was eintlik beneek. Want sy skapie het verdwaal. Hoeveel keer nog? En in daai gaan soek en waar is jy nou en waar nou? Ken ons die storie van die brandende bos. Ongewone ontmoeting. Terwyl hy skapies oppas. Dawid, selfe storie. Hy was geseën as koning toe hy net 'n gewone dag gehad het daar op die weivelde by sy skapies. En toe besluit die Here, kom ek ontmoet vir Dawid. Want hy vir Gideon. Gideon se ongewone ontmoeting was toe hy koring besig was om uit te slaan, die kalf van die koring te skei. En ewe skielik daar begin hierdie ongewone, onvergeetlike storie. Jy weet, en so kan ons aanhou deur ons Bybelkarakters. En iets wat ons net moet besef, is dat in vandag se tyd,
is daar 'n groot en sterk lering rondom. Weet jy wat? Die Here gaan opdaag as jy net op jou knieë is en soek na die Here en hierdie ywerheid om hom te ontmoet en te skree na die hemel toe en te roep na die hemel toe en in daai oomblikke dan gaan die Here jou hoor en dan gaan die Here jou ontmoet en dan begin die storie. Pas op. Pas op dat ons nie waarvoor stilte tyd is en persoonlike tyd saam met God verwar met die stories wat God skryf nie. Jy sien, dit is so belangrik om by die Here uit te kom. Dit is baie belangrik om jou eie tyd saam met die Here te hê. Maar nie sodat hy 'n storie skryf nie. Jy het jou persoonlike tyd saam met die Here sodat jy hom aanbid. Sodat jy jou dankies kan bring. Sodat jy net sy hart kan dra en sodat hierdie wêreld en onsself sig bietjie afgelê kan word en ons fokus dit op hom kan sit. Nie dat ons 'n storie ontvang nie. En in vandag se tyd, en ek sê dit reguit, pas op vir lering daar buite. Mense sal sê, as jy hierdie amazing storie met die Here wil hê, weet jy, gaan net na jou binnekamer toe en bid en bid en bid en bid. Wat van ons moet 'n bietjie na ons binnekamers toe gaan en God gaan aanbid en aanbid en aanbid. Ek dink baie keer daag ons binne ons tyd saam met die Here soos brats op. Here, asseblief gee net nog. Here, ek soek nog ervaring. Here, ek soek nog 'n droom. Ek soek nog 'n storie. Nog 'n probleem wat opgelos. Nog en ons lyk soos hierdie gulsige mense in die teenwoordigheid van die Here. Here, gee my net. Wat van ons stop net by die Here en sê, Here, al gee U my niks meer as wat ek nou het nie, het ek meer as genoeg. Ek het vriendskap met die hemelse Vader, as gevolg van wat Jesus gedoen het aan die kruis. Top that. Dankie, Here. Dankie, het maak nie saak wat gebeur vandag nie, al moet ek net skapies gaan oppas, al moet ek net die alledaagse doen, dis okay. My storie is vol, want ek het U in my storie. Wat van ons bring daai dankies? En hoor mooi, hoekom stilte tyd? Ons raak stil voor die Here om hom te aanbid, sodat ons hom kan hoor in die geraas. Dis die rede. Dis sodat ons in hierdie wêreld kan inhardloop op 'n maandag, en te midde van die geraas nog steeds ons ore kan oop hê vir die Here. En dis waar die stories geskryf was. En ek is seker daarvan, as jy terugkyk in jou storie, van waar jy die Here ontmoet het en wat die Here deur jou lewe kom doen het, dit was in die alledaagse beweging waar jy die Here beleef het, gehoor het en die storie was geskryf. En ek wil vandag iets by jou prikkel, jou uitnooi. Wees oop vir die Here in die alledaagse storie. Môre is maandag, ek weet hoe voel ons oor maandag. Maar wat van ons hardloop maandag in en sê, joh, Here, miskien wil U my ontmoet, 'n ongewone ontmoeting hê by die werk. In plaas van dat ek frustreerd raak en alweer sê, daai baas vir my, of hierdie, of daai, of hierdie kinders in die skool. Wat van, Here, miskien is hierdie 'n geleentheid vir my, om U te kan ontmoet soos Dawid het. Dalk word 'n storie vandag geskryf, Here, my ore is oop vir U. Maar pas op, want jy sien, ons leef vandag in 'n tyd waar daar een of ander groot gevaar is. En die gevaar lyk soos die volgende. Ons kan baie keer ons Bybels oopmaak, kerk toe kom, leer van die Here, en ons weet so baie van God. En ek gaan dit weet dalk te hard sê, en ek sê dit vir myself, meer as enigiemand dalk al buite, maar baie kere weet ons so baie van God, maar ons sien min die stories wat hy skryf. Nou hoor my uit. Ek moet soveel Christen, en ek myself vra die vraag oor my eie lewe. Ek kan dalk 'n versie vir jou gee, ek kan 'n aanbiddingsliedjie vir jou sing, ek kan vir jou 'n onderwerp vat en vir jou 'n klomp tekste daaroor gee, en ek kan 'n preek vir jou doen, en ek kan baie weet oor die Here, né? Ek kan baie weet oor hom. Ek sou raai daarmee. Maar hoe baie mense weet so baie oor God, maar as jy hulle vra, vertel my hierdie week 'n storie wat God in jou lewe kom skryf het. Ek het gebid, ek was kerk toe, nee, waar die Here opgedaag? Waar is die ontmoeting met die Here? Waar die Here beweeg? Waar is die storie? Dan begin ons agterkom, ons baie Christen wat baie weet oor hom, maar hom nie ken nie. En ons moet versigtig wees, Here. Die Here se doelwit vir my en vir jou is nie, weet soveel as wat jy kan oor hom nie. Wat help het jy doen 10,000 Bybelstukkies oor hom en Bybelstudies oor hom en verse wat jy memoriseer, maar daar's nêrens 'n storie in jou lewe van hoe jy iemand anders help om nader aan hom te kom nie. Tel vir niks. Tel 0. Jou kennis is 0 werd vir die Here dan. En ek wil net gou 3 goeders uitlig vandag, wat so belangrik is as dit kom by dit wat ek nou noem. 3 kenmerke, wat jy kan weet en na kyk en sê, maar hierdie 3 kenmerke sal jy kan
duidelik kan sien, maar hierdie is die mense wat die stories van God beleef en nie net baie van hom weet nie. Want baie keer voel dit baie dieselfde. Ek kan vir jou preek. Nee, ek wil nie hoor wat preek nie, ek wil hoor waar beweeg jy saam met die Here. Daai lyn kan baie keer baie naby mekaar wees. En dis waar Jesus vir mense gesê het, pas op daarvoor. Die Fariseërs was daar, hulle het baie geweet, maar daar was nie stories saam met God nie. Hulle het geweet wat die Here wil hê, maar hulle het nie geweet waantoe hy op pad is nou nie. Hulle kon hom sien in 'n wetboek, maar hulle kon hom sien in die persoon langs hulle nie. En ons moet hierdie lyn mooi dophou. En hier is die 3 kenmerke wat jy duidelik sal sien binne in mense wat stories saam met God beleef. En dalk is dit 'n manier hoe ek en jy vandag in ons eie harte kan kyk en sê, maar is ek daar? Nou die heel eerste ding wat jy sonder uitsondering sal sien is besef. Nou wat ek wil doen is ek wil gou 'n kort oomblik spandeer aan een persoon wat so 'n ongewone ontmoeting met die Here gehad het. En dis Johannes 4. In Johannes 4 lees ons een van die amazingste skrifte in die Bybel. En die rede daarvoor is Jesus ontmoet 'n vrou by 'n put, 'n Samaritaanse vrou. Jesus is alweer besig om tradisies en reëls rondom dit te breek. Hy was so goed daarmee. En in hierdie stukkie lees ons van die eerste vrou wat 'n evangelis geword het. Sy doen amazing werk as gevolg van 'n ontmoeting, amazing storie as gevolg van 'n ongewone ontmoeting. Ons lees een van die grootste evangelisasie oomblikke wat beleef word, maar as gevolg van 'n klein, eenvoudige, ongewone ontmoeting, nie 'n bonatuurlike wonderwerk nie. Dis 'n baie unieke gedeelte, maar hier's wat gebeur het. So hulle is besig om deur Samaria te beweeg en Jesus is moeg en hy stuur toe sy disippels uit om te gaan eet. In vers 6 lees ons die volgende. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. 'n Samaritaanse vrou kom toe daaraan om water te skep. Jesus vra haar, gee vir my asseblief water om te drink. Jesus, sy disippels was toe nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vra jy wat 'n Jood is? Van my wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink. Jode wou immers niks met die Samaritane te doen hê nie. Jesus het daarop gereageer, as jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het, en geweet het wie dit is, wat dit van jou vra. Gee vir my water om te drink, sal jy hom gevra het, en hy sal vir jou lewende water gegee het. Nou die eerste ding wat jy lees uit hierdie gedeelte is hierdie ongewone ontmoeting. Jesus is besig om 'n vrou te ontmoet by die put. En hierdie vrou het geskiedenis. Hierdie vrou is nie 'n bonatuurlike mens nie en dis die eerste besef wat jy sien in hierdie gedeelte. Is die vrou besef sy is 'n doodgewone mens. As enigiets anderste was sy below average, okay? Ek weet nie of jy al sulke dae beleef het waar jy voel ek's below average nie. Goeie nuus, jy lees hulle in die Bybel ook. Jy sien hier is 'n Samaritaanse vrou. Die Samaritane was Jode wat bietjie afgestam het van die gewone aanbidding tot die Here en heidense gode begin aanbid het. En weens dit het hulle bietjie ander kultuur gehad en die Jode wou niks te doen gehad het met hierdie want hulle was heiden, hulle was vuil goed, hulle het gemengde geloof gehad. En hulle het somme as hulle deur 'n dorp moes loop soos Samaria, het hulle nie deur hom gegaan, hulle het om hom geloop. So min het die Jode van die Samaria gehou want God was nie tevrede met hierdie Samaritane nie. Hier kom Jesus en hy loop middel in hy dorpie in. Jesus het maar net 'n manier om al wat 'n geloof in 'n tradisie wat gevorm is ongemaklik te maak. En sy disippels is soos, Here, regtig, moet ons deur hierdie dorp gaan? Ek sien dit om hierdie goed gaan nie. Die Vader gaan nie tevrede wees en hulle kon al hulle woordjies gesê het. Jesus sê kom. Middeldeur. En hier kom hulle gaan sit in die gemors van die samelewing. Jesus is moeg. Hy ontmoet 'n vrou wat 12 uur water kom haal. Nou die van julle wat 'n bietjie die gedeelte al geken het, ek bestudeer het sal weet, dis 'n ongewone tyd om water te gaan haal. Dis vrek warm daai tyd. Almal gaan al vroeg die oggendwater of laat die middagwater. Niemand gaan al water in die middel van die dag nie. Behalwe as jou tor bietjie afgeval het en jy dink nie meer so lekker nie. Hoekom kom al hierdie vrou in die middel van die dag? Jy sien sy het bietjie geskiedenis. As sy vroegoggend of laatmiddag daar sou aangekom het, sou sy gespot geword het. Want sy het 'n baie slegte reputasie van rondslaap. En sy staan bekend in Afrikaans as die hoer van die dorp. Sy slaap rond, Here is nie tevrede met haar nie. Wie is hierdie vrou? Sy is below average. En sy staan daar en besef en is oorweldig met hierdie besef van ek is net 'n gewone mens. Dis hoekom ek water in die middel van die dag kom al. Weet jy wat hou ek van die Here? Hy's 'n baie ongewone God. Hy het 'n manier
om 'n hart te dra vir die mense wat gewone mense is. Hy het 'n manier om die mense wat dink hulle is below average te ontmoet en te gebruik. En hierso is God weer op sy beste. Hy sien daai mens met die sonde, met hierdie geskiedenis, met my week was alweer terrible. Ek het alweer opgeslip, ek het alweer nie die Here tevrede gestel. Ek het alweer. Kom aan julle, het jy al ooit so gevoel? Okay, great, net ek. Daai oomblik wanneer jy sonde doen. Daai oomblik wanneer jy die kerk uitry en jy's op pad huis toe en jy verskree weer jou kind en jy voel, Daai oomblik wanneer jy hier uitry en jy behandel weer iemand sonder die liefde van die Here. Daai oomblik waar jy bid op 'n maandagooggend, Here, geseënde week en al wat gebeur is toetse en jy slaag nie een van hulle nie. En jy voel below average. En jy sê, Here, ek weet nie of ek jou is nie. Besef is die eerste deel van wanneer God iemand ontmoet, want hierdie vrou besef, sy is ongewoon, maar sy besef iets baie groter, is net, sy's gewoon, sy besef, sy's 'n gewone vrou, maar daar's iets baie groters wat sy besef in hierdie oomblik, in hierdie gedeelte, dat God gebruik gewone mense op 'n ongewone manier. En as jy below average voel, wil ek vir jou sê, jy's op 'n goeie plek, want God sien jou. God nooi jou, God ontmoet jou, God wil jou gebruik. Nou, ek hoor 'n pastoor die week, hy sê dit eintlik so mooi, nou daar's 'n bietjie waarheid hierin, nie alles is waar nie, maar hy sê, God gebruik gewone mense op ongewone maniere vir 'n baie goeie rede. Want hy sê, dan sien mense God makliker in daai storie. En hy gebruik hierdie voorbeeld. Hy sê, dink gou by jouself, jy kom by die strand aan, en soos jy daar sit op jou handdoek, gaan daar 'n mens of twee uit, hulle swem lekker, maar op 'n stadium begin iemand skree, help, 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 en hulle is besig om te verdrink in die see. Daar's nie 'n lewensredder nie. Almal op die strand is so, ons moet 'n plan maak. En voor jy jou ook kan uitvee, hierso staan Ryk Netling langs jou op. Hy's 'n baie goeie swemmer vir die van julle weet hè. En Ryk hardloop, duik aan die water en swem deur die golwe soos 'n dolfyn, my maat, en hy fladder nog so in die lug so deur die golwe gaan. Hy land om, persoon op sy rug, vertel hulle 'n storie, backstroke al die pad terug strand toe, almal leef om die storie te vertel, en wow, wat gaan hulle sê? Ryk Netling is die beste ding ooit. Kyk hoe amazing swem hy. Kyk hoe kan Ryk Netling nie net swem nie, maar lewens red. Wow, Ryk Netling, hier is nog 'n medalje vir jou. Maar wat as ek en jy daar opgestaan het, met ons paar pensies, met ons onfikste longe, en ons swem uit, en ons maak dit net, en ons kom daar, en ons val op die sand, en is net so, ons moet sê my later dankie, bring net vir my iets om te drink, ek hoor nie nou nie, ek soek die medalje nie, ons lê net, ons probeer net oorleef. Wat gaan die mense sê? Gaan hulle sê, well done, Morney? Nee, hulle gaan sê, wow, die Here is amazing. En dit tref my net toe weer. Dis hoekom God baie keer die gewone mense gebruik. Want dit is so maklik om God te sien wanneer hy dan beweeg. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar eintlik is ons almal net gewone mense. Die vraag is, besef jy dit of nie? Nou, wat ek daarmee bedoel is, julle ons kan maar sê wat ons wil. Ons wil iemand wees. Nou, my beursie moet wys ek is iemand. My status moet wys ek is iemand. My woorde moet vir mense kan sê ek is wys en ek is iemand. Ek kan hierdie ding doen. Ons wil iemand wees. En die Here sê dis reg, gaan wees iemand, maar ek soek iemand wat weet hoe nodig hulle my het wat 'n niemand is. Iemand wat sê, maar Here, ek's gediskwalifiseer, ek kan hierdie doen nie. Ek's nie die ou nie, ek's below average. En die oomblik as jy daar land en net daai posisie van nederigheid inneem. Wow. Het die Here 'n manier om jou te kan begin gebruik. So die eerste ding wat daar binne my en jou lewe is ons moet besef. Eerstens, ons is gewoon en God het 'n manier om gewone mense op 'n ongewone manier te gebruik. Maar die tweede ding, en hierdie is 'n groot ene. As jy begin kyk na stories in die Bybel van ongewone ontmoetings, mense wat stories het saam met die Here, nie net dit besef hulle dit wat ek nou gesê het nie, maar hulle leef met 'n begeerte hier binne in hulle. Dis die tweede B van vandag. Die eerste ene, besef, tweede ene, begeer. Wat begeer? Hulle dra honger vir die Here. Daar's iets binne in hulle wat soekend is na God. Iemand wat 'n ontmoeting met die Here het, stap nie uit en dink, wow, nou weet ek iets nie. Hulle stap uit en jy sê, jy sal nie glo hoe goed hy is nie. Hulle stap uit met hierdie, Here, hoe kan ek meer van U beleef? Here, hoe kan ek hierdie begeerte wat binne my brand net gaan uitleef en dis waarin dit geken word.
Een van my gunsteling versies is waar Jesus sê, en ek ken dit nou in Engels, waar hy sê, I came to set the world on fire and I wish it was already burning. Ek love it wanneer Jesus dit sê, want dit praat oor hierdie, wat God begeer, en wat hy wens om te doen is om 'n vuur binne in jou wakker te kry. Om 'n vlam binne in jou wakker te kry. Nou wanneer ek hierdie sê, en ek weet nie hoe dink jy nie, maar my gewone instelling, en eerste reaksie ek hierdie goed hoor van, jy moet die Here begeer, jy moet hierdie goed doen, dis te groot. My eerste reaksie. Byvoorbeeld, as ek dink jy moet meer geloof hê, en ons moet begeer om geloof te hê, dink ek aan geloof om berge te versit. Jy weet, ek dink aan geloof wat massive is. As ek dink aan ons moet uitgaan en toewyding aan die Here gaan opskerp, ons moet meer tyd saam met hom begeer, is my gewone instelling, okay, ek moet 'n uur uitsit en vir 'n uur non-stop bid en my gedagtes mag nie dwaal nie, want as dit is, dan is ek naby die Here. Ek dink in 'n eksponensiële manier. Maar iets wat my so tref van hierdie begeerte van wat die Here wil hê ons moet ronddraai en wat hy vir ons gee, is gewoonlik nie so nie. Partykeer is dit so. Die Bybel praat baie hieroor. Toe Jesus sy disippels leer oor geloof en hulle wou meer geloof gehad het, wat leer hy vir hulle? Hy sê, hoe moet jy geloof hê? So groot geloof, nee. Hy sê, so klein soos 'n mosterdsaadjie. Klein. Ek dink aan 'n klomp goeters. Waar dit klein goed moet wees, waar Jesus praat oor geestelike volwassenheid, wanneer jy groot in die Here se oë is, hoe lyk dit? Soos 'n kind. Klein. En wanneer ek en jy dink aan hierdie begeerte en hierdie vuur, kan ons baie keer oorboord dink. Wat die Here baie keer sê is, hy gaan net 'n vlam kom aansteek hier binne in jou. Daar gaan 'n nuwe begeerte in jou hart wees van, Here soek ek U. Die ander begeertes gaan nog stoei binne in jou van, jaag na geld en jaag na sukses en wil iemand wees en 'n status en al hierdie dinge. Die vraag is, wat se begeerte gaan jy beskerm? Wat se vuur gaan jy voed? Want wanneer ek en jy mense ontmoet in die Bybel, soos hierdie vrou, ons sien haar begeerte, raak iets nuut. Dit skuif van sy begeer om water te drink, na sy begeer om ewe skielik 'n dorp te gaan red. Sy begeer om haar stories te gaan vertel. En haar begeerte om net aanvaar te word, skuif na 'n begeerte om net mense te vertel van die Here, al word sy vernederd in dit. En ewe skielik skuif sy van skaam na sendeling. En iets skuif binne in haar. En selfs in daai storie was dit 'n klein ding. 'n Paar hoofstukke later in Johannes 7 lees jy dit, waar Jesus sê, weet jy wat, kom na my toe en drink van my. Hy praat van 'n slukkie, 'n klein slukkie wat jy moet drink. En wanneer jy die klein slukkie drink, gaan al lewende water uit jou uitkom. En dis dieselfde gesprek wat Jesus met hierdie vrou het. Kom na my toe en drink van my. En wanneer jy van my drink, gaan daar 'n fontein binne in jou oorloop, sê hy. Begin klein. Klein vlam. Klein stukkie. Klein iets in jou. 'n Klein prikkeling wat jy kry deur die week, 'n klein uitnodiging, 'n klein ietsie waarby jy beweeg en jy voel die Here sê nie nou nie, of die Here sê moenie, of die Here sê kom nou, of die Here sê jy gaan hiernatoe. Klein begeertes wat die Here ons mee lei. Klein vuur. My vraag aan jou is, reageer jy nog op daai begeerte van die Here? En gee my dalk weer genade vandag. Maar iets wat ek so optel by Christene, en baie keer te veel by myself, en dit is nie lekker nie, is dat wanneer ons praat oor wat ons begeer onder hierdie son, is die eerste onderwerp geld, besigheid, gejaag na wind, al hierdie goeders wat die Bybel vir ons sê, dit dra nie waarde nie. Dis waartoe ons jaag. Dis wat ons wil hê, meer van, minder van. En al wat die Here sê is, maar hierdie vlam hier binne in jou, dis die storie. Begeer jou begeerte. Hou jou vlam wakker. En Paulus skryf hierdie goed so, en hy sê, in 1 Tessalonisense 5 vers 19, hierdie amazing vers, waar hy sê, moenie die gees uitblus nie. Moet dit nie uitblus nie. Jy het die vermoë om die begeerte wat God binne in jou sit dood te maak. En dalk praat ek nou met 'n paar van ons hier. Jy noem jouself 'n Christen, want jy weet iets oor die Here. Maar jy het lankal jou vlam verloor in 'n storie wat God wou skryf, verloor in jou lewe. Jy kan praat oor God en goeie vrae stel oor die Here, en jy kan dalk jou gedagtes rig op hom, en jy ken kerk, en jy ken nie goed. Ek vra nie, ken jy die dinge van die Here nie? Wanneer jy 'n vlam het, dan verstaan jy sy hart bietjie. En jy begin voel wat hy voel, jy bloei vir wat hy bloei. Jy raak opgewonde oor die dinge waaroor hy opgewonde raak.
Jy probeer enige tyd wat jy kry, net jou aandag op hom sit, en dis soos Dawid in die weiveld, waar hy skapies oppad, maar terwyl hy skapies oppas, raai waar is sy hart? Dis by die Here. En dis ek en jy. Ja, ons gaan werk toe, maar waar is ons hart? Dis by die Here. Ja, ons gaan in 'n vergadering instap, maar waar is ons hart? By die Here. Ja, ons kyk na ons beursies en daar's dalk nie genoeg nie, en ons dink, maar waar is ons hart? Dis by die Here. En al wat ons beskerm, is hierdie vlam hier binne in ons. En die mense wat hierdie stories het, hulle sit in tronkselle, hulle sit in chaos, hulle word ontvoer in die Bybel. Dis chaos stories al buite. Hulle bid die Here net, kom red my nie. Maar wat jy sien is hierdie stoei om hierdie vlammetjie aan die gang te hou. Sê Here, maar kan hierdie begeerte verloor nie. Dawid bid in die tyd toe hy selfs below average was, waar hy opgemors en hy vra net een ding van die Here, moet nie die gees vir my al wegvat nie. Here, moenie hierdie vlam wegvat nie. Here, moenie hierdie begeerte wegvat nie, my soeke na nie, my liefde vir nie, want dis al wat ek het. Eerlike vraag vir jou. Wat begeer jy die meeste deesdae? Wat is die vlam wat die grootste brand in jou binneste? Is dit die Here? Is dit 'n honger na hom, 'n soeke na hom? Waar jy kan, wandel jy saam met hom. Jou oë is op hom, jou hart is by hom. As daar probleme kom, sien dit as die probleme, jy sien dit as 'n oomblik wat jy saam met hom 'n nuwe storie kan skryf. Waar jy rondloop, is jy op soek na daai nuwe ontmoeting saam met hom. Dis nie net vir die binnekamer nie, maar ook vir die weiveld. 'n Begeerte gaan saam met mense wat stories saam met God beleef. Maar dan is daar 'n derde ding. Nie net besef ons is gewoon en God gebruik gewone mense op ongewone maniere nie. Nie net loop ons rond met hierdie begeerte nie, maar derdens, ons buig voor die Here. En hierdie is my so opvallend. Mense wat die Here al so ontmoet het, waar ook hulle dit mag gewees het, hulle het 'n manier om te buig voor die Here. Nou ek praat nie net van die fisiese nie. Jy kan buig in jou fisiese en is 'n mooi betoning voor die Here, maar buig gaan oor jou hartstoestand. As jy 'n studie gaan doen oor waar mense gaan buig het voor die Here, beteken amazing goed. Die eerste ding wat jy sal raak lees, dit beteken aanbidding. Ons buig voor die Here wanneer ons aanbid hom. En hierdie vrou in hierdie storie wat ons nou lees, as jy Johannes 4 gaan lees, hoe sy die Here aanbid. Haar oë skuif van haarself af, van haar probleme af, van haar mislukking af, van haar tekorte af, van haar begeertes af, en haar oë is nou net op hom. En wat ook al sy doen sy om hom te verheerlik, niks anders nie, en dis aanbidding. Sy aanbid die Here, sy buig voor hom. Aanbuig beteken jy raak ontslae van jouself. Aanbidding beteken jy kom uit die pad uit. Een van die definisies in die Griekse woorde, ek glo dit staan dit be gone. Wees weg. Kom uit die pad. Maar ek hou van die Engels want dit sê net so, be gone. Ons buig sodat ons nie gesien word nie. Sodat ons uit die pad uit kan kom. Ja, en hierdie ding nooi my net so. Want hoeveel kere bid ons, en wanneer ons selfs praat met die Here, van ons kerk toe kom, en ons besig is om die Here te aanbid, partykeer is ons so bewus net van onsself. Byvoorbeeld, ons sing 'n liedjie, ja, dan dink ons, ek hou nie van hierdie liedjie nie. Hey, be gone! Ons sit partykeer in die Here se teenwoordigheid en dink, ja, wat kan ek van die Here af kry? Hey, be gone! Buig voor hom, aanbid hom, kom laag voor hom. Hou op, dink jy is die een. Hou op, dink jy is so belangrik. Hy is alnaam. En wanneer ons voor ons kom, al wat ons postuur is, Here, so laag as moontlik. Wanneer ons maandag gaan hardloop, Here, so laag as moontlik. Here, ek buig voor U. Here, as dit kom by my geld, of wat ook al, ek laag as moontlik. As dit kom by my kinders, Here, laag as moontlik. En die, sê Jesus, wie laaste is, sal eerste wees. En in hierdie konteks, wie die laagste is, sal die hoogste wees. Hoe laag lê jy deesdae? Hoe laag is jou aanbidding? Hoeveel buig jy? Want mense wat God ontmoet, en ontmoet het deur hulle hele lewens, hulle buig. Whatever comes, hulle lê laag. En ons een mooi ding wat ek net hiermee wil afsluit, van mense wat buig, en dit praat nogal oor die Bybel. Die Bybel se uitnodiging vir my en vir jou is 'n baie interessante een. Die hoofdoel van die Bybel is nie sodat ek en jy net Bybelkennis kan opdoen soos ek nou al lank sê vandag nie.
Dis nie dat ons 'n mooi versie kan kry, 'n lewensvers, alhoewel is amazing en hoop kan hê vir ons binneste en voel, wow, hier gaan ons nie, en ons het nou hierdie vers waarmee die Here ons praat, daai is mooi, baie mooi, het dit, maar dis nie die hoofie nie. Die hoofdoel van die Bybel is sodat dit ons kan vorm, is sodat dit met ons kan praat, is sodat dit ons waardestelsel raak, sodat dit ons ja en nees word, dis God se manier om ons te lei, dis die woord van die Here. Nou Paulus skryf iets interessant in Efesiërs as hy praat oor die woord van die Here. Hy praat in vergelyking en hy sê dit soos hierdie gevegstoerusting wat ons moet aantrek, né? En dan kom hy by die woord van die Here en dan sê hy dis die swaard van God. Nou ek het al baie goed oor hierdie Bybellering gehoor al, swaard van God. Party mense dink hulle het die swaard, nou vat hulle die swaard van God en gaan klap duiwels, papa. Hulle slaat vir duiwel links en regs met die woord en ja, dis nie wat Paulus bedoel daar nie. Jy kry nie 'n swaard en dis die Here se swaard om heen. Maar jy kry nie 'n swaard van dis sy swaard, dis die Here se woord. Dis sy swaard. Moenie sy swaard vat en gaan kap daarmee wat jy wil nie. Net gou 'n tip vir ons almal. Maar iets wat interessant is. Die swaard van die Here, 'n swaard is bedoel om dood te maak. 'n Swaard is bedoel in oorlog, nie om te sê, hey, kom weg nie. Jy beklei tot die dood toe. Nou dis die swaard van die Here om te beklei tot die dood toe. Nou wat interessant is, wanneer Paulus hierdie sê, praat hy nie oor hoe dit net ons gaan vorm nie en dit is daar, maar dit vorm ons op so drastiese manier dat dit 'n dood veroorsaak. Die dood van wie? Van my en jou. A noble death, soos mense dit sou geken het, is wanneer jy swaard neersit en jy besef jy is onwaardig. Besef maar as ek iemand doodgemaak het wat nie moes doodgemaak word het nie, dan moes hulle 'n noble death gesterf het. En daai persoon wat die moord gepleeg het op 'n onskuldige persoon, op 'n merkwaardige persoon, iemand wat nie moes sterf nie, sou die swaard op die grond neergesit het en wat gedoen het? Op hy swaard gaan val het. En hulle eie dood veroorsaak het. En julle, dis die woord van die Here. Ek en jy was die mense wat weens ons sonde, die merkwaardigste persoon wat al ooit geleef het, laat sterf het aan 'n kruis. Ons is die rede vir die spykers deur sy hande, die spykers deur sy voete, vir die onreg wat hom getref is. Ons sonde het hom daar laat hang. En die onreg wat dit is van so 'n aard dat ons dink, wat het nou hier gebeur? En die Here red ons daardeur. Maar dan as dit kom by die woord van die Here, en jy lees die verse daarin, weet jy wat vra dit van jou? Ek moet sterf vir myself, sodat ek kan leef vir hom. En die woord is nie daar om jou gemaklik te laat voel nie. Die woord is nie daar sodat ek en jy net ons lewensversies in hoop kan hê. Die woord is daar om te sê, maar hierdie is die reg in my en jou lewe en jy doen dit anders. Hierdie wat ek en jy dink, hierdie wat ek en jy glo, die manier hoe ons hier leef is nie reg nie, doen dit anders. En julle elke keer wanneer jy so gekonfronteer word deur die woord, weet jy hoe voel dit? Selfloos. Minder van myself weer en meer van nie. En die Bybel praat oor alles. Hy praat oor hoe jy jou verhoudings bedryf. Manne, hy praat oor hoe ons vrouens moet lief hê. Glo my, is dit nie soos 'n swaard deur jou middels te doen nie, voel dit nie, is dit nie reg nie. As jy jou vrou liefhet, is dit in 'n opofferende manier. Dis deur 'n swaardval manier, en te sê, Here, ek kan nou beklei my vrou oor wie's reg en wie's verkeerd, en ek was reg, en hierdie dit, en hierdie daai. Nee, die woord van die Here sê ek my vrou lief hê, soos God my lief het, en dis onverwaarlik, of sy reg of verkeerd was, val op hy swaard. Sê, is reg, Here, ek sal doen met u tevrede stel, want iemand wat 'n ontmoeting met die Here het, gaan val op hy swaard. Here, hierdie familie van my, hulle doen soveel onreg aan my. Wat sê die Bybel? Vergewe. Maar Here, ek was nie reg nie, hulle is verkeerd. Die Bybel sê vergewe. Okay, Here. Ek vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Val op die swaard. So dit kom by hoe jy finansies bestuur. So 'n swaardval oomblik. Ek love om my geld oor te betaal aan die koninkryk van God. Weet jy hoekom?
want daar's min dinge wat so deur my hart steek. Jy voel dit. Dis nie lekker nie. Maar die Bybel vra dit. Want as jy nie so leef nie, dan begin jy die swaard in jou hand hou en jy begin kap. Ek wil jou vra vandag, is jy dalk op 'n plek waar jy die woord van die Here minag? Waar jy stoei daarmee om jou eie waarheid te bewerkstellig? Of val jy nog op die swaard? Want jy het 'n ontmoeting met God gehad. Mense wat beklei oor die Bybel en stry oor die Bybel en redeneer oor die Bybel, jy kan maar gaan kyk, dis mense wat sukkel om te val op die swaard. Dis mense wat hulle eie wil beskerm, hulle eie intellek wil beskerm. Wat van ek en jy is net Christene wat sê, Here, as ek verhouding met U kan behou, ander mense na U toe lei, as ons ontmoetings met U kan hê, te val op die swaard, te buig voor U, to be gone, so be it. So be it. En wanneer ons so leef, Here, sien jy die stories van God. Is dit altyd lekker? Nee. Maar God weet wat's goed. En dis nie ons goedheid nie. Dis sy goedheid. En dalk sit jy op 'n plek vandag en jy stoei. Jy bid vir God se stories. Jy vra hom om 'n storie te kom skryf. Jy vra vir oop deure, jy vra vir 'n ander hoofstuk, jy vra vir wat ook al. Maar dalk besef jy nie hoe gewoon jy is nie. Dalk dink ek en jy te veel van onsself. Dalk is ons op 'n plek waar ons 'n klomp ander dinge begeer as hom en sy wil. Dalk stel jy net belang in jou eie begeertes, jou eie drome. Of dalk is jy daar waar jy nie meer buig nie. Jy nie meer voorreg daarin sien om voor die Here te kniel nie. So ek weet nie waar jy is vandag nie. Maar ek wil jou vra, wil jy 'n storie van God sien? Wil jy daai ontmoetings in die veld met hom hê, by die werk, in jou kar, in jou bakkie, by die koffiewinkel? Wil jy God moet opdaag in jou lewe? Wel, kom ons kry ons hart op die regte plek. So sluit jou oë daar wie is en as jy so belangstel in hierdie, vra dit vir 'n swaard oomblik vir my en jou. Dat ons sal val op die woord van die Here. En waar Jesus sê, as jy nie jou lewe prys gee nie, kan jy my nie volg nie. Jy kan nie. Jy kan nie my disipel wees nie. Jesus sê, as jy jou lewe wil behou, dan gaan jy jou lewe wil verloor en dan gaan chaos kom. Maar as jy lewe wil hê en lewe in oorvloed, as jy die storie van God wil hê, dan gee jou lewe prys, dra jou kruis, in ander woorde, sterf jou dood, omhels die swaard, val op hom. Hemelse Vader, ek dank U vir die uitnodiging vandag, dat ons 'n amazing storie met U kan beleef. Dankie dat U 'n God is wat nooit moeg raak vir stories skryf nie. En U is so goed om stories te skryf, Here. Maar ek bid, Here, dat ons nie net sal sit en dink, maar Here, U moet kom om ons te dien nie. Ek bid dat ons nie soos daai arrogante klein kinders sal wees wat net sê nog nie. Maar mag ons nederig voor U wees, want ons besef hoe below average ons is in U oë. Hoe min ons dit eintlik reg kry. En Here, ons voel nie so omdat ons sleg wil voel oor onsself nie. Dis net die waarheid. Ons is sondaars. Maar Here, tog skryf U die beste stories deur mense wat dit besef. En ons is vandag hier om te erken en te bely. Ons is nie so great en so belangrik soos ons dink nie. Ons stemme is nie so belangrik, Here. Ons lewens is nie belangrik nie, ons kinders is nie eintlik so belangrik nie. Die besluite wat nou vir ons groot voel is eintlik nie so groot nie. Ons is net average. Maar Here, dis okay. Ons verkies dit so. En dis waar U stories skryf, Here. En daarom bid ek vir ons, dat die mense wat met daai harte rondloop, nederig voor U, net dankbaar teenoor U, want ons kan in 'n verhouding met U wees, Here. Ek bid, Here, dat U stories sal kom skryf met daai mense. 'n Ongewone ontmoeting met hulle sal hê, Here, wat 'n onvergeetlike storie maak. Wat mense kan opbou, mense nader aan U kan trek. Wat 'n koninkryk storie sal wees. Ek bid vir ons begeertes, Jesus, dankie dat U 'n vuur wil binne in elkeen van ons sit. Dankie Heilige Gees dat toe U afgekom het op Pinkster, het U afgekom soos vuur, want dis wat Jesus begeer het.
Dankie dat daar 'n begeerte binne my en jou kan binne elkeen van ons wees, Here, wat U vir ons gee, wat van U afkomstig is. En ek bid vir hierdie vlam binne ons, Here. Mag ons hom voed. Mag ons hom beskerm, moet nie die gees uitblus nie. Waar ook al daai begeerte lê, Here. Al is dit 'n klein uitnodiging, 'n klein vers, 'n klein iets wat ons hart prikkel. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Daai water, daai slukkie water kan uitloop op 'n rivier in ons binneste. Daai klein vlam kan 'n veldbrand wees wat so groot is. Ek bid dat ons dit sal mis nie, Here. Mag ons dit voel hierdie week. Ek bid seën ons met vuur hierdie week, Here. En dan bid ek, Here, vir ons manier om te buig. Here, hier swaard is 'n swaard met 2 snydende kante tot been en murg wat hy sny, tot ons diepste wesens wat hy sny. En daarom bid ek, Here, vir daai oomblikke waar ons op die swaard moet val. Ons trots moet neerlê. Ons kennis en ons insig moet neerlê. Ons manier van reg neerlê. Dat ons op U waarheid sal staan. Al pas dit ons hier. Al stoei dit met ons. Al voel dit soos 'n dood. Here, mag ons U eer deur so, Here, op die swaard van die Here te val. Mag ons be gone wees. Uit die pad uit. En mag mense Christus in ons beleef. Here, ons bid hierdie brawe gebede. Nie om goed te klink voor U nie. Ons wil dit hê, Here. Want dit is wat U tevrede stel. Dis waar die stories lê. So, Hemelse Vader, ek bid nooi ons uit. En skryf onvergeetlike stories. En daarom bid ons dit alles in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen.